Pastor Kevin. And it was wonderful to hear Pastor John and Pastor Kevin here giving us that testimonies. And it's so appropriate to the word that I'm going to give you tonight. Dit is so die waarheid. Ons Afrikaanse diens vanaand en ek gaan 'n bietjie met u praat. Daar's 'n paar dinge wat die Here met my op my hart gelê het in hierdie week. Vanmôre het ek met u gepraat en ek het met u gedeel oor hoe is ons saak met die Here. Ek het met u gedeel oor alles. Laat ons moet gereed wees. Die koning se koms is op hande. Maar vanaand wil ek met u praat en ek wil vir u vra, luister mooi na die woord van die Here vanaand. Ek gaan vir u lees Psalm 51. En ek vra dat u mooi hoor wat die woord van God hier vir ons sê. Hy sê hier so 'n boetelied van Dawid. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan by hom gekom het nadat hy Berseba ingegaan het. Hy sê, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hiesop, dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg die aangesig vir my sondes en delg al my ongeregtighede uit. Skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Ek wil vanaand vir u sê, my broer en my suster, luister na hierdie vers. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Koning Dawid roep hier uit en hy sê, Here, moenie my verwerp nie. Moenie my verwerp nie. Moenie my verwerp nie. My liewe broer en suster, verwerp my nie, o God. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur u gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God. God van my heil, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer, dan anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offer van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehaag. Bou die mure op van Jerusalem, dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op u altaar. My liewe broer en suster, ek wil vanaand met u spesifiek praat oor verwerp my nie. In die tyd wat ons in lewe, my broer en my sussie, is verwerping een van die grootste probleme in mense se lewens. As ek net vir u kan vertel hoe baie mense ly aan verwerping. Kinders, jong mense,
Ou mense, weet jy my broer en my suster, verwerping veroorsaak baie skade. Verwerping veroorsaak, laat kinders naderhand. Ek gaan nou so 'n paar dinge vir u uitlig. En weet u my broer en suster, as ons kyk, verwerping veroorsaak baie siektes. Siektes kom van verwerping. Siektes kom dat mense geestelik in die gees raak hulle siek en naderhand manifesteer die siek in die gees en in die vlees. Kanker, waar begin kanker? Bitterheid, verwerping, dit kom in die binnekant, my broer en my sussie, en die kanker word naderhand, die geestelike kanker word 'n vleeslike kanker. Ek wil vir u vanaand ietsie vertel, dat u kan verstaan hoekom ek dit sê, dat baie mense, ek het in Potchefstroom met ons daaroor gepraat, baie mense sit met psigosomatiese siektes. Alles kom hier vandaan. En mense dink hulle self siek. Hy pastoor, dit is nie so nie, dit is. Ek wil vir u sê, terwyl ons daar so sit in 'n klomp professore, ons is daar besig om te gesels daaroor. En hulle, ek sê daar, so ek sê, wel, ek voel dat 80% van alle siektes kom, psigosomatiese siektes, kom uit jou siege uit. Jy dink jouself siek. En weet jy, die een professor kyk my so, hy sê, pastoor, hy sê, ek dink jy is bietjie verkeerd. Ek sê, hoe so? Hy sê, jy sê 80%. Hy sê, ons het dit uitgewerk, 92% van alle siektes kom van mense wat self siek dink. My boetie, my sissa, ek wil vanaand vir jou sê, as jy gaan sit en jy begin besef hoe baie mense gaan dokter toe, want die dokter sit en luister na dit wat hy, probleme wat hy het. Baie mense gaan dokter toe net om gehoor te word. Ek wil vanaand vir jou sê, ek trou 'n paartjie vanmiddag hier so in die kerk, en terwyl ek met hulle praat, toe wys die Here vir my, dat hulle moet met meer en meer praat. Ek wil vanaand met hierdie gehoor praat, en met die elke luisteraar. Vanaand wil ek vir u sê, broer en suster, ons moet meer tyd maak vir mekaar. Meer tyd maak om die tafel te gaan sit. Weet jy wat is die probleem? Mense sit nie meer om die tafel en eet nie. Die probleem is dat die kinders en die ouers, die kind gryp sy kos en hy gaan sit daar aan die kant en hy eet. Die ma gryp die kos en sy gaan sit daar aan een kant. Die pa gryp die kos en hy gaan sit daar aan een kant. Ag, ons sit sommer voor die TV en eet. Die grootste ewel wat daar is. Ek wil vanaand vir jou sê, broer en suster, waar is die dae toe mammy en papi en kinders om die tafel gesit het, pa sy Bybel gaan haal het, die familiebybel, die Bybel oopgemaak het, gelees het. Ek wil vir u sê, het u geweet dat daar so toe baie minder kankers en siektes en dit was as nou? Hoekom? Want dit was gepraat gewees. Vandag se tyd kom pa van die werk af, moenie aan pa sukkel nie. Pa gaan sit, hy skop sy skoene uit en almal moet net rondspring. Almal moet nou reg wees of maak hom en almal moet nou oppas. Want dit is nou is daar probleme. Ai, ons moet in ons passoppings wees. My broer en my suster, ek wil vanaand met u reguit praat. Verwerping. En dit kom by verwerping. Dit lei na verwerping. Baie kinders word groot deurdat ouers min tyd aan hulle spandeer en met hulle bietjie sit en praat. Kinders word vandag nie meer groot in die ouerhuis nie. Hy word groot by die kleuterskole, by die alles daarso. Die kleuterskole maak die kinders groot. Nie meer die ma en pa nie. Ma en pa sien nie wanneer kind sy eierste woordjie sê nie. Wanneer die babatjie die tande sny nie, wie sien dit alles raak? Die kleuterskole. En weet jy, daar word nie die opleiding gegee en die moederliefde en die vaderliefde wat daar moet wees nie. En my broer en my suster, dit veroorsaak verwerping. Want daai kind voel verwerp. Hy voel, waar is mamma, waar is papa? Ek is, ma en pa is nie daar om vir my te help nie, om vir my deur te dra en te versterk nie. Mense,
Ek wil vanaand vir u sê, kom ons raak weer die ouers en kinders wat omgee vir mekaar. Wat omgee vir hulle om ons. Kom ons vat die selfoon. Die grootste probleem is die selfoon. Gaan kyk 'n bietjie in 'n restaurant. Het jy al gesien in 'n restaurant? Hier sit ma met haar selfoon, daar sit pa met sy selfoon, daar sit die kinders elkeen met hulle selfone en daar word nie gesels nie. Hier is daar so 'n reël, geen selfone by die tafel. Kinders weet, daar word geen selfoon toegelaat. Want daar moet gepraat word, daar moet gebid word. Elke aand vat ons bietjie Bybel, lees die Bybel en bid. Dis wat behoort te wees in elke huis. Ek wil die vaders aanmoedig. Vader, jy as priester moet opstaan en begin doen wat die Here jou voor geroep het. Dan sal daar minder verwerping wees. Dan sal daar so nie verwerping wees waar mense sit en sê, ag wat nee, kyk nou daai kind, kyk nou so. My broer en my suster, kom ons keer terug na die weë wat God wil hê ons moet beweeg en loop. Jy vat verwerping. Baie kinders groei op met komplekse. En waar kom die komplekse vandaan? Ek wil gou net so 'n paar noem. Daar's baie. Minderwaardigheidskompleks. Het julle al gesien hoe baie mense het deesdae 'n minderwaardigheidskompleks? Is ek reg? Of praat ek met verkeerde mense? Hallo, is julle met my? Minderwaardigheidskompleks, luister mooi. Ag, ek voel niks werd nie. Ek voel ek is verlore. Ek is niks werd nie. My ma hou nie van my nie, my pa hou nie van my nie. Ek is verwerp. Die verwerping, die verwerping, die verwerping. Ag man, jy gee sommer die kind 'n dwarsklap en sê, hierdie kind, wens is nooit gebore nie. Weet jy, dit is wat baie ouers sê. As ek dit hoor, dan sê ek, Here, skud daai ma en pa wakker. Skud hulle wakker, want hulle is besig dat daai kind gaan voel hy's verwerp. Ek wil vanaand vir jou sê, my boetie, my sussie, kom ons vra die Here om ons weer te lei op die regte weë, op die weë wat die Here ons wil hê om te loop. Die verwerping. Ek voel in die pad. Ek voel niks werd nie. Ma en pa gee nie vir my om nie. Dan, die ander ene, bitterheid. Kinders, ouers, almal raak verbitterd teenoor mekaar. Verbitterd oor alles. Of ander se skuld. Dis altyd daai ou se skuld, nooit my skuld nie. Of die ander ding, the other side of the coin, die ander kant. Ek is skuldig in alles. Ek is die skuldige een. Ek is die skuldige een. Is ek reg? My boetie en my sussie, ek wil vanaand vir jou sê dat ons moet oppas hoe ons met ons kinders en ons jong mense werk. Bitterheid. Dan selfbejammering. Hier is alles wat afleiding is, wat verwerping veroorsaak. Selfbejammering. Ek is so jammer ek lewe. Ek is so jammer dat dit, ek is so jammer vir dat, ek is so jammer. Mense kan baie dinge sê daaroor. Maar weet jy my boetie, my sussie, ek wil vanaand vir jou sê, wat lei hierdie dinge alles na? Daar's een ding wat die duiwel vat en hy gebruik dit. En hy gebruik verwerping, hy gebruik bitterheid en alles. Want hy draai dit om. My ma hou niks van my nie, my pa hou niks van my nie. En wat voel daai kind? Voel in die pad. En wat doen die duiwel dan? Dan kom daai selfmoordgedagtes. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, ons moet ons sokkies optrek en vir die Here vra, Here, help ons om verwerping te oorkom. En laat die werke van die vyand verbreek word. Jy sê vanaand dalk is maar pastoor, jy is reguit vanaand. Ek is reguit. Want ek wil vir u sê, my boetie, my sussie,
ek sien dinge wat die duiwel probeer om mense te vernietig. Daar's so baie wat ek nog kan oor praat. Op die ou einde, dan staan ma en pa by 'n oop graf. Hoekom het Janie of Sunny dit nou verstaan en doen? Mama en papi, wat het julle gedoen? Ek vra vanaand vir die mense wat luister, Boeta, Sissa, kom ons begin weer in 'n eenheid kom voor God. Die Heilige Gees wil hê dat die kerk van Christus weer in 'n eenheid kom, eendragtig by mekaar is. Want God het 'n familie gestel om in 'n eenheid te wees. Suid-Afrika se ou ding was gewees, eendrag maak mag. En as 'n familie, a family that prays together stays together. Luister wat sê die woord verder vir ons. Here, open my lippe, vers 17, dat my mond ek lof kan verkondig. Wanneer laas het mamma en papa 'n bietjie net die lof aan die Here gegee? Wanneer laas het die kinders net gesê, Here, ons het U lief. Here, dankie vir U grootheid. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons gee nie meer die lof en die eer aan die koning nie. Ek praat nie eens van onder mekaar nie. Kom ons begin by die koning, die lof en die eer gee. In die oggend as jy opstaan, Here, dankie vir my oë, dankie vir my hande, dankie vir my voete, dankie dat ek kan opstaan, dankie dat ek 'n mens kan wees. Hoor wat sê die woord vir my. Hy sê, skep in my 'n rein hart, o Heer. Hoor wat sê hy? Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek bitter kan wees as sneeu. Koning Dawid het hyssop, het hy moes besef. En hy is hier deur en hy het gesê, Here, help my. Of vanaand vir jou sê, Boeta, Sissa, God, dit is tyd dat ons in Suid-Afrika sê, Here, help ons dat ons die mense sal wees wat U naam sal uitdra. Maar dit staat at home. Dit begin by die huis. Dit begin dat ek en U moet erken, ons het gefaal baie keer. Baie keer moet papa en mamma 'n bietjie gaan sê, Here, help my. Ontsondig my met hyssop. Dat ek rein kan wees. Help my, Here. Verwerp my nie van die aangesig nie, Here. Neem die Heilige Gees nie van my af weg nie. My Boeta, my Sissa, het dit nie tyd geword dat ons 'n bietjie op ons knieë begin spandeer. Sê, Here, ons gee U weer die ereplek in ons huis. Ons gee U weer die ereplek in ons lewens. Skep in my 'n rein hart, o God, en 'n vaste gees. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy 'n vaste gees het, gaan jy nie twyfel en rondspring nie, maar gaan jy sê, Here, help. Here, wees met my. Here, versterk my. Here, lei my. Vat my swakke hand in die sterke hand, Here, en dra my deur. En weet jy wat is so wonderlik? As ons dit doen, gaan God dit vir ons doen. Gaan die Here vir ons deurdra. Ek kan hierdie vir u sê, dit is nie net by die huis nie, dis ook by die werk. Oralste waar jy beweeg en jy begin vra, Here, gee vir my 'n rein hart en 'n vaste gees. Here, help my. Gaan jy sien wat die Here vir jou gaan doen. Daarom wil ek vanaand vir jou aanmoedig, Boetie, Sissie, kom ons begin die Here voluit dien en vra, Here, help ons dat ons die mense sal wees wat U wil hê ons moet wees. Genoeg het die dief gekom en gesteel en geslag en vermoord. Genoeg het hy van ons gesteel die liefde. Genoeg het hy by ons gesteel die eenheid van 'n huisgesin. Hoe baie huise is opgebreek deur die duiwel. Ek wil vir jou vra, Boeta, Sissa, kom ons vra, Here, help ons. Here, versterk ons. Here, dra ons deur. Ek wil vanaand vra, daar waar jy sit, dat jy 'n bietjie introspeksie sal hou. Dat jy so 'n bietjie vanaand net stil word.
Vra Here, wat wil U met my bereik? Wat is U doel in my lewe? Here, help my. Here, wees met my. Verwerp U my nie. Want my boetie, my sussie, as God ons verwerp, waar gaan ek en jy eindig? Hoe maklik kan ons mekaar wil verwerp? Hoe maklik kan ons, ek skryf daai ou sommer af, ek skryf daai ou af, of ek skryf haar af. Maklik kan ons dit doen. Wat sal ons sê as God moet omdraai en sê ek skryf ons af? Hy verwerp ons. Vanaand vir jou vra, kind van God, kom ons roep die Here aan in hierdie aanduur en sê, Here, help ons, verwerp my nie voor U aangesig nie. Ja, skep opnuut in my 'n vaste gees. Skep opnuut 'n rein hart vir my. En ek wil vanaand vir jou vra, en ek pleit mooi by jou. As jy vanaand hier so sit, jy sê, pastoor, ek het ook gefaal. Here, help my. Vra dat almal hulle hoofde sal buig, hulle oë toemaak. Maar as jy vanaand sê, Here, in erkentlikheid wil ek vra, vergewe my soos 'n koning Dawid daar gesê het, verwerp my nie van U aangesig nie. En neem U Heilige Gees nie van my af weg nie. As jy vanaand daai hartseer het ook en jy sê, Here, ek het gefaal, Here, ek het gefaal. Here, help my. Die vinnig jou hand sal opsteek, dat ek vir jou gaan bid. Daar is 'n klomp hande wat oralste opgaan. Vir jou vra, boetie, sussie, kan die hande laat sak. Vanaand vir jou vra. Kom ons gaan hier vanaf uit vanaand. Ons vra, Here, help ons. Kom ons staan almal op ons voete. Hemelse Vader, ons kom vanaand na U. Ja, Here, U het gesien elke hand wat op in erkentlikheid opgaan en sê, Here, verwerp my nie van U aangesig nie. Here, neem U Heilige Gees nie van my af weg nie. Ja, Here, hoe baie male het elkeen van ons dat geval waar ons hier sit. Meester, ons wil vanaand kom en vra vergewe. Vergewe ons waar ons gefaal het, Here. Skep opnuut in ons 'n vaste gees. Skep opnuut 'n rein hart. Here, U kom vir 'n rein bruid, U kom vir 'n rein en 'n skoon bruid. En daarom wil ek vanaand bid en vra, Heilige Gees van God, dat U die oortuigingswerk in elke hart sal doen, dat U elkeen sal aanraak, dat U elkeen sal vul, en dat ons van hierdie aand af vorentoe nooit weer sal terugkyk nie. Ja, Here, soos Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Is dit ons gebed vanaand, Here, dat ons sal van hierdie aand af nooit weer terug sal kyk nie, maar dat ons vorentoe sal kyk en weet. Dan wil ons ook soos 'n koning Dawid sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bende storm. En Here, dankie dat U ons daai belofte gee, dat U voor ons uitgaan, dat U die paaie gelyk maak, en dat U die werke van die duiwel verbreek. Elke ketting, elke binding, elke dingetjie wat nie van U is nie, Here, sny ons af vanaand in die naam van Jesus Christus. En ek vra, Here, help ons om die lewe te lei wat U wil hê ons moet lei. Ek bid dit vanaand in die kosbare naam, die naam van ons koning Jesus Christus, en ons eer U daarvoor, my koning. En ons almal sê, Amen. Prys die Here. Terwyl jy staan, gaan ons hartlik saam sing en die naam van die Here groot maak. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because He lives. Pastor Jonathan, dalk iets wat jy nog by wil sê?